Al praat ek die tale van engle, maar ek het geen liefde nie. Is my woorde galmende simbale, klanke sonder melodie. Sonder liefde is ek niks, sonder liefde is ek niks. Al het ek al die kennis, kan berge verset, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my goeie dade, al my gawes my nie baat. Dit verheergel in die waarheid en oorwin. Hallo julle, ons is weer op 'n Vrydag, baie welkom by ons sessie hier. En mag die Here weer met ons ontmoet. Ons het 'n goeie tyd gehad Sondag, ons 'n bietjie gesels uit 1 Korintiërs 13. Wat weer gaan oor die liefde van God. En God se liefde in ons harte is, dan is ons in staat om alle vorme van liefde kan ons dan so ervaar en beleef. Ons praat 'n bietjie, hoe kan ons uitreik na mense? Hoe reik ek uit na my familie en my kinders? Hoe help ek hulle op die pad van die ontdekking van God? En hoe gee ek antwoorde in 'n tyd waar het baie rof gaan? Ons het nou in ons eie land, het ons so 'n paar uitdagings gehad oor 'n klomp buitelanders wat onwettig in die land was. En hoe hulle amper op 'n onmenslike, ek sien dit was onmenslik, veral die ma's met die kinders, hoe dat hulle soort van weggejaag word uit die land uit. En ek wil nou nie praat oor motiewe ensovoorts nie. Maar dit is hartseer. Want ons is nou Christenland, maar ons tree nie op soos kinders van die Here nie. En baie keer het ons die gevaar dat ons wil vir mense van die Here Jesus vertel, maar ons lyk nie en tree nie op soos kinders van die Here nie. Jy weet, 'n mens kan met 'n Bybelteks na iemand toe gaan en jy kan vir hom preek en jy kan vir hom sê, los jou sonde. Want wanneer ons vir iemand sê, los jou sonde, skep ek die indruk, ek is beter as daai individu. Dan gaan hulle mos nie vir my luister nie. Ek kan die Bybeltekste quoteer aan iemand wat nie eens in die Bybel glo nie. En dit lyk my wanneer die Here Jesus met mense praat hy saggies met hulle. Hy werk mooi met hulle. Vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes gee hy die skrif, maar vir die res gebruik hy mooi beelde en voorbeelde en illustrasies in hulle daaglikse omstandighede en lewe. En Jesus hoor hulle hart en hulle pyn ook. Ons lees hier 'n baie interessante gedeelte in Hoofstuk 14 van 1 Korintiërs, waar daar gepraat word oor die profeseë. Hy sê vers 3 daarna, het hy praat oor profeseë, natuurlik die spreek in tale ook, sê in vers 3, iemand wat profeteer, rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou, bemoedig en vertroos. Nou gebruik hy hierdie profesie met ongewone tale, die spreek in tale wat vreemd is, hulle hoor en verstaan dit nie. Hy sê, maar wanneer jy profeteer, dan gebruik jy woorde wat mense bemoedig. Nou daai profesie kan ook prediking wees, dit kan ook getuienis wees, dit kan ook vir mense sê, hoor ek bid vir jou, ek staan saam met jou, stel belang in jou. En dit lyk so wanneer ons uitreik na mense en ons luister na die hart van Jesus, dan bemoedig ons mense. Ons as kinders van die Here het dikwels die neiging om baie keer nie graag te praat oor sonde nie. En wanneer ons praat oor ander mense se sonde, dan bring daar so skeiding tussen ons en mense, want ons praat ons nou nie oor daai sonde nie, veral ons nou as Afrikaans spreek en ons hou nie daarvan daaroor te praat nie. Maar wanneer ons met mekaar praat, mag die Here vir ons die wysheid gee om mooi te hoor wat die Here vir ons sê en dit te meng met die liefde van die Here. En wanneer ek praat met mense, dan is my bedoeling om hulle nie af te breek nie, hulle sleg te sê nie, om hulle te bemoedig. Dat in hulle sonde toestand of rebellie teen God is eintlik maar wat sonde mos maar as jy rebelleer teen die Here, en waar hulle stoei, iemand wat werkloos is, kry baie swaar en hy gaan ongemaklik wees met jou. Wees saggies met hulle. Iemand wie se kind siek is, 'n vrou wie se kind siek is, 'n ma, is maar baie ongeduldig en baie gefrustreerd, en 'n mens moet saggies werk met hulle. Moenie vir iemand wat nou gefrustreerd is sê, man, jy moenie gefrustreerd wees nie, kry beheer oor jouself nie. Nee man. Nou, dis interessant dat Paulus miskien vir ons hier net in hierdie een teks vers 13 kom nooi en sê, mag die woorde wat ons praat mense bemoedig. Dat ek 2 maal dink voor ek praat. Dat ek vra, Here, kom help my, dat dit wat in my hart is, dat ek dit meng met u liefde.
En wanneer ek het vir iemand gee, is dit eintlik die liefde wat hulle oortuig, nie die inhoud van my woorde nie, maar dat hulle sal sien wat my bedoeling is. En onthou, ek sê altyd, mense wat die Here nie ken nie, is nie dom nie. Hulle weet as ons met 'n valse motief na hulle toe kom, met 'n verskuilde agenda, of ek is beter as jy benadering. Wees saggies met hulle, trek hulle skoene aan, kom staan in hulle plek, ervaar die hart van 'n werklose mens. Hoor die harte van die ma's en die kinders as hulle gedeporteer word terug na hulle lande toe. Die busse waar hulle moet ry, die ongerief om in die toue te staan. En wanneer ons bid vir sulke mense, is daar 'n passie wat ons het, as ons in liefde ook aan hulle dink. Paulus sê hier, wanneer ek dan nou profeteer, of wanneer by profesie kom, rig ek tot mense en praat die woorde wat geestelik opbou, bemoedig en veral vertroos ons te wêreld wat vertroosting nodig het. En ons het mos die antwoorde. Kom ons bedien die mense. Mag die Here vir jou seën as jy hierdie dag met iemand praat. Mag jy mense vertroos, mag jou kinders by jou krag kry. Minder kritiek hoor en raas. En meer, my kind, ek verstaan wat jy sê. Kom hier dat ek vir die liefde van die Here gee. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons U aanbid en die naam groot maak, dank ek U dat U na ons uitgereik het en U ons kom vertroos het. Ons kom gesond maak het. Ons geleer het van liefde, sagtheid en empatie. Help ons ook dat ons hierdie boodskap sal uitdra en dat mense vir U sal leer ontdek as die God wat vertroos en wat gesond maak. Geestelik gesond maak, fisies gesond maak, maar in ons gemoed, Here, help dat ons herstel in 'n wêreld wat ons so verniel. Mag dit wees in hierdie dag dat almal beluister na hierdie video as ons fokus vandag daarop, as ons met mense praat, dat U vir ons 'n geleentheid skep om vir mense die lig uit te dra. Saggies aan mense te raak, mooi met hulle te praat, as ons weggaan van mekaar af, dat hulle bemoedig sal wees. Dankie vir die teks, wat vir ons help, Here, dat ons in hierdie dag mense sal vertroos, en sal bystaan, en sal ondersteun ook. Amen. Here, onderneem vir jou, ek gaan nog so 'n bietjie gesels oor hoe dat ons uitreik na mense, hoe dra ons die evangelie uit. Hoe word ons maar net kinders van die Here, wat die mooi boodskap uitdra van ons Here Jesus. Mag die Here vir ons onderneem nou, die volgende paar weke dat ons daaroor sal gesels. So mag die Here jou seën in hierdie tyd, mag jy sy teenwoordigheid ervaar, mag jy sy blydskap beleef, mag jy dan ook dit uitstraal aan mense. Dat is die moeite werd om kind van God te wees. Totsiens, tot ons volgende week mekaar weer sien soos die Here wil. Ek sien so uit om Vrydag so saam met julle te wees. En kom ons wees lief vir mense, want ons weet mos die Here is lief vir ons. Totsiens, totsiens. Sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my goeie dade, al my gawes my nie baat. Dit verheergel in die waarheid en oorwin met goed en kwaad. Sonder liefde is ek niks. Sonder liefde is ek niks. Al het ek al die kennis, kan berge versit. Sonder liefde is ek niks. Dit bedek alles, glo alles, hoop en verdra alles, hoop, geloof en liefde bly. Dit bedek alles, glo alles, hoop en verdra alles, hoop, geloof en liefde bly. Dit bedek alles, glo alles, hoop en verdra alles, hoop.